Broers en susters, ons gaan oor tot diens van die woord. Ons vind ons skriflesing vanmôre in Psalm 46, Psalm 46. Ons word bygestaan deur Streek Samaria. Suster Lia gaan vir ons die gebed doen en Jenny vir ons die skriflesing. Psalm 46. En daarna gaan die koor vir ons sing, hè? Kom ons sluit met die woord. Goeiemôre, broers en susters. Jammer dat ek nog so haastig is. Kom ons bid net saam. Here Jesus, vanoggend kan ons nie anders om vir U dankie te sê, Here. Dankie, Here, dat U vir ons deurgedra het, uitgespaar het, 'n nuwe dag aan ons gegee, Here Jesus. Here, dankie vir U liefde so groot, Here. U genade, Here Jesus. Here, ek kom vanmôre met 'n dankbare hart na U toe, Here. Want Here Jesus, U is groot. U is oral. Here, U is ons Vader en U sorg vir ons, Here. U sê in die woord, wag op my. Ek sal vir julle gee dit wat julle van my vra. My tyd, nie U tyd nie, ons tyd nie, Here. Here, ek kom sê dankie vanmôre vir elkeen wat hier in die huis is, Here. Here, kom maak ons harte ontvanklik vir U woord, Here Jesus. Here, want U woord is ja en amen. En sonder U is ons niks vandag nie, Here. Here, ek dink vanmôre aan hulle wat deur die dood getref is, Here. Hulle wat siek is. Here Jesus, ek bid vanmôre vir elke huisgesin. U ken vanmôre elke huis, Here. U ken elkeen se probleme, maar Here, niks is by U onmoontlik nie. En daarom kom vra ek vanmôre dat U elkeen van ons sal aanraak, dat U ons swakke hande in U sterke hand sal neem, Here, in ons lei, Here Jesus. Here, so kom bid ek vanmôre vir ons prediker, vir Roshan, Here. Steek hom weg uit die ou ruwe kruis, Here, sodat hy sal sê dit wat U op sy hart gelê het. Baie dankie, Here Jesus, dat hy gewillig is, Here. Hy is U kind. Ons is almal U kinders, Here. En vanoggend kom bid ek vir haar wat die woord moet lees vir ons, Here Jesus. Dit maak vir haar sterk, Here, soos sy net sê, dit wat in U woord is, Here. Here, bly by ons die hele dag deur. Bedek ons onder U duur en kosbare bloed, waar ons ook al mag bevind, Here. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. As ek al hierdie dinge vanmôre vir U vra, vra ek nie om ek dit verdien, Here. Ek vra alles in U wonderlike naam en met baie danksegging. Amen. Good morning, congregation. We'll be reading out of Psalm 46. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surges. There is a river whose stream makes glad the city of God, the holy place, where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He uplifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see the work of the Lord, the desolations He has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bows and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted amongst the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So forth the word of the Lord. Thank you.
Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Kom ons sluit ons oë net vir 'n oomblik. Laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart welbehaaglik wees vir U, ons rotssteen en ons verlosser. Amen. Hierdie psalm wat ons gelees het,
is 'n psalm wat van God se grootheid en goedheid praat. Hy begin af deur te sê, God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Therefore will not fear, though the earth gives away, though the mountains be moved into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Die woord van die Here sê vir ons, maak nie saak wat gebeur nie, God is ons toevlug. Maak nie saak hoe woes die wêreld is nie, God is ons toevlug. Hy is ons krag, hy is ons helper, hy is altyd daar vir ons. Hy is ons veilige skuilplek, waar ons sonder vrees, sonder bekommernis kan wees. Dan kom hy in die 10de vers en hy sê, be still and know that I am God. Wees stil en weet. Nou ons het, in ons lewens gaan ons soveel baie dinge, en ons het soveel dinge in ons koppe, soos ek gaan die prentjie vir opsit van, in ons gedagtes so besig, en ons gaan deur depressie, en ons gaan deur angsaanval, ons gaan deur hartseer, ons gaan deur pyn, ons gaan deur die verlies van 'n geliefde, ons gaan deur die bekommernis van ons finansies, van werkloosheid. Wanneer ons so besig word met ons eie lewens, so besig word met ons eie gedagtes, so besig word met ons eie gevoelens, dan vergeet ons dat God groter is as ons probleme. Ons vergeet dat God groter is as hierdie wêreld. Ons vergeet dat Psalm 46 vers 10 of vers 9 in die Afrikaanse vertaling sê, wees stil en weet dat ek God is. God is bo alles. God is groter as alles. Weet ek sien die prentjie, baie keer is ons so besig om vir God goed te vra, want ons vra ons vir God, ons word geleer van kinds af, as jy iets nodig het, bid tot die Here. So jy gaan op jou knie, jy bid en jy sê vir die Here, Here, ek het uitkoms nodig uit my saak uit, Here, ek het 'n werk nodig, ek het dit nodig, ek het dat nodig, en ons raak so die mekaar, ons praat so baie, maar ons luister nie na God nie. Beteken sien ek hoe God daar sit en hy vir ons beteken iets wil vat en ons so ruk en sê, hou net vol praat. Hou jou mond vir 'n slaggie. Jy praat en praat en praat en praat, maar jy luister nie na my nie. Jy gee nie vir my kans om te antwoord nie, want jy is so besig. Hierdie vers kom bestaan en hy sê vir ons, word net stil. Word net stil. Wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, wanneer ons in God se teenwoordigheid voor God kom staan, dan sê hy, word net stil. Enter my presence in silence. En wat ek moet vir die Here vra, Here, maak net my gedagtes stil, silence the noise in my mind, Lord. Sodat ek vir U kan hoor, sodat ek vir U kan ondervind, sodat ek kan weet dat U God is. God is nie 'n ver God wat ver afgeleë is van ons nie. Hy is naby ons. Hy is by ons. Want toe Jesus gebore word sy naam gegee Immanuel, God met ons.
En die Heilige Gees is die versekering dat God in ons bly, wanneer ons vir God aanneem, en sy Heilige Gees deel van ons word, bly in ons, word hy deel van ons, beweeg hy vir ons. So hy is nie 'n ver God, wat ons op 'n berg, op 'n plek moet gaan opsoek nie. Hy is by ons, ons moet stil word in sy teenwoordigheid. En wanneer ons in sy stilte kom, en sy teenwoordigheid ervaar, moet ons ook glo dat God vir ons die antwoord gaan gee, dat God vir ons die verandering gaan gee, dat God vir ons dinge gaan doen, dat God vir ons die uitkoms gaan gee. Hoeveel mense het werk gesoek, het die Here vir hulle werk gegee? Hoeveel mense het hulle werk verloor toe ons in lockdown gegaan het? Maar die Here het 'n uitkoms gegee. Ek weet, ek het ondervind, en ek het self besig geraak in my kop en gesê, Here, ek kan nie net hier by die huis sit en niks doen nie. Ek kan mos nou nie op pensionarisse, my ma het altyd gelewe, op pensionarisse se pensioentoelaag leef nie. En 3 jaar terug, of 4 jaar terug, was het mos nou, ook in elk geval is nog steeds nie baie nie, was het nog minder gewees. Jy kan nie daarop leef nie. Jy kan nie verwag dat hulle na jou moet omsien nie. Jy kan nie verwag dat hulle jou kerk verpligting moet nakom nie. Hulle is pensionarisse. Maar ek is so besig geword in my eie gedagtes, in my eie angs, in my eie vrese, dat ek vergeet het van die God wat ons dien. Dat ek moes stil word in sy aangesig en sê, Here, maak my rustig. Ek moes sê, I know that you are God. En die Here maak 'n weg. Die Here maak 'n weg, en 4 jaar later is ek weer terug by maatskappy wat ek 2 jaar voor daai gelos het. Want die Here maak 'n weg. Wanneer ons stil word, as vir die Here sê, maak hierdie geraas in my kop, in my binneste net stil, dat ek op U kan fokus. God verseker ons, dat ons niks hoef te vrees nie. Dat hy God bo alles is. God roep ons vandag om stil te word, om kalm te word, om rustig te word. God sê vir ons dat hy ons toevlug is, ons beskermheer, ons vertrooster, en dat hy vir ons sal beskerm teen enige kwaad wat dalk op ons pad mag kom. Want ons moet nooit die mag en krag van God vergeet nie. Ons moet nooit dink dat iets te klein of te groot is vir God nie. Dit is iets wat ons bid, en dit pla my altyd as ons as Christene so bid, en ons sê vir die Here, Here, as ek te veel gevra het, vat dit weg, is te min gevra het vir God. By ons kan nie so bid as Christene nie. Wanneer ons met die Here toe kom, met ons gebede, sê ons, Here, dit is my hartsverlange, en ek lê dit voor U neer. Wanneer ons besef dat God groter as alles is. Wanneer ons besef dat niks te klein of te groot vir Jesus is nie. Wanneer ons erken dat hy God bo alle gode is, word ons las ligter. Word dit wat ons so swaar gedra het, word ligter.
What a wonderful God we serve that is always there for us. No matter what we're going through, no matter what we experience in our lives, He is always there for us. Even though we sometimes forget that He is there, that He is God, that He is our helper. Van alles, en ek praat met iemand vroeër vanoggend, van ons, glo dat ons dink op ons eie mag doen, wat ons het, kom van my af. Maar kom eintlik van God af. Wanneer ons stil sit en sê, Here, ek gee alles in U hande oor, miracles happen, doors open, change comes. En dit ons verlede week en verlede week se boodskap in die jeugdiens, die ketTINGs wat ons vashou, van ons besef dat God groot is en goed is, val die ketTINGs. Ons draai sy rug op God. Maar God draai nooit sy rug op ons nie. Hy is nog steeds lief vir ons. Hy is nog steeds dieselfde Jesus, die wonderwerkende Jesus. Want God is ons Vader, hy is ons Papa. En watter pa gaan sy kind nou net so los? Watter pa gaan verby sy kind stap as sy kind seer gekry het? Al maak die kinders ons baie keer kwaad. Ons bly nog steeds lief vir hulle. Watter pa sal sy kind help in nood nie? Al maak hulle vir ons so seer baie keer, sal ons nooit ons kinders een kant toe stoot nie. En dis hoe ons hemelse Papa met ons is. In ons tye van nood is hy daar. Vandag is die gebed van my hart dat ons alles vir die Here vandag sal gee. Al ons bekommernisse, al ons pyn, al ons hartseer, al ons twyfeling en vandag praat ek ook met ons matrikulante, ons twyfeling of ons dit wel gaan maak deur hierdie jaar. Ons bekommernis, our worry that we will actually pass matric at the end of this year. Leave it all before God. Let that noise that's in your mind, that God silence it, that doubt that's in your mind that you won't be able to make it, let God silence it today. Let fear be filled with God's love. Let peace reign in your mind, in your heart today, and know that God is our refuge. He is our strength. He is a very present help in times of need. Be still and know, realize, acknowledge, and believe that He is God. Silence the noise in my mind, Lord. Silence the noise in my mind, Lord. Ek wil vandag 'n uitnodiging rig, maar wanneer ek hierdie uitnodiging rig, wil ek die volgende vra, en ek gaan saam met u 'n liedjie sing. En ek wil hê dat ons dit nie sing as ons dit nie regtig bedoel nie. Weet, ons sing so goed. Ons sing elke Sondag gesange. Ons sing elke Sondag saam met die praise and worship, maar ons glo nie dit wat gesing word nie. Ons leef nie dit wat gesing word nie. En wanneer ek 'n uitnodiging rig aan u vanmôre en ek vra vir hom te staan, vra vir hom saam met te sing, dan sing u omdat u dit van God vra, omdat dit u hartsverlange is van die Here vanmôre. Moenie kyk na wie staan en wie sit en wie sing en wie sing nie. Moenie bekommerd wees oor jou maatjie langs jou nie. Moenie bekommerd oor jou man of jou vrou, want dit gaan nie oor hulle nie. Dis 'n saak tussen jou en God vandag.
Jou verlossing is jou verlossing. Dis nie jou man se nie. Dis nie jou kinders se nie. Dis nie hulle bekommernis vandag nie. Jy moet 'n besluit neem. Jy moet vir God vra verandering. Jy moet vir God vra vir verlossing. Jy moet vir God vra silence the noise in my mind, Lord. Wanneer ons die lied sing en dis 'n bekende koortjie wat jy glo jy ken. En dit saam met sing, en wanneer dit sing, dat jy dit sing omdat jy dit van God vra. En jy gaan vir dit gee ook vir die wat uitroep na die Here en sê, Here, verander my hart. Verander my binneste. Here, maak my nuut. Maak my los vir die dinge. Want Here, ek het vergeet dat U God is. En ek wil vandag terugkom en sê, Lord, I acknowledge that you are God. Silence the noise in my mind, Lord. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Silence the noise, silence the noise in my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Silence the noise in my mind. Silence the noise in my mind. As jy moet staan, as jy uitroep vir die Here vandag, kan jy staan voor hom en vra vir die Here om dit stil te maak en die hart oop te maak vir hom. Daar's 'n tyd jy nou kan staan. I want to see. Silence the noise. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Silence the noise. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Silence the noise. Silence the noise of my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh yes, Lord. I want to see. Silence the noise. Silence the noise in my mind.
the noise. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Nou is nou weer die samen voor mij. Ik ga in de gebed doen voor ons allemaal staan. Dierbare God, en ons wees ons kom vanmorgen, Here, voor ons staan, omdat ons, Here, vanmorgen erken dat U God is. Want ons uit na U toe en sê, Here, maak stil die geraasing in ons binneste. Ons wil, Here, vir U ervaar, ons wil vir U sien vanmorgen, ons wil vir U erken dat U God op alle gronde is, Here. Ons wil vir U vanmorgen ervaar. Ons wil weet, Here, dat U God is. Ons erken vanmorgen dat U God op alle gronde is. Lord, the cry of my heart is that You will, in this morning, move through every seat, every person that is standing here before You, Lord, that You will move through them. That You will touch their minds, touch their hearts, renew their minds, renew their spirit, whatever they are carrying, whatever burdens they are carrying with them this morning, that they will leave before Your throne of grace and mercy, Lord, they will be released in Jesus' name. Cover them with Your blood and Your love. Oh Lord, we acknowledge this morning, be still and know that I am God. En ons sal niks so doen. En daarom, Here, bring ons alles van U. Help ons los. Alle hartseer, alle pijn. O Here, ons sien mense wat jare, sy bekommernisse, sy verliese, sy hartseer, sy pijn draai, Here, en wat kan nie loskom nie. O Here, maak dit los. Even before God's great throne of mercy is He is ready this morning to accept and to accept You as You are. Kom o Gees van God down, beweeg deur ons. In Him we live, in Him we move, in Him we have. Thank you, Jesus. Thank you. Silence the noise. Silence the noise.
môre kan erken dat U groot is. Dankie dat ons môre weer U saam met ons is. Mag U saam wat ons eer maak. Al die lof en die eer kom U toe. En susters, ons gaan die Here loof met ons offers.